As jy nou kon belê in jou toekomstige, gelukkige en gesonde self, waaraan sou jy jou tyd en energie bestee? Watter keuse, fokus, manier van leef is jy oortuig sal jou oor 10 of 20 of 30 jaar gesonder en gelukkiger laat? Wat in jou lewe laat jou dink, as ek net dit kan regkry, sal dit met my beter gaan, fisies en emosioneel, nou en eendag in die toekoms? Sou dit dalk wees dat jy meer sekerheid nodig het, meer beheer, meer prestasie, meer roem, meer erkenning, meer gemak, meer geld, meer respek, meer vreugde? Is dit wat vir jou die verskil sou maak? Ons leef in 'n wêreld wat vir ons voortdurend sê waar om te belê. In onsself, in ons beeld of in ons voorkoms, in ons produktiwiteit, in ons toekomsplanne. En dis nie noodwendig sleg of verkeerd nie. Maar die vraag vanaand is, wat is die een ding wat jou op die langtermyn gaan dra? Jou op die langtermyn gelukkiger en gesonder gaan laat. En dis belangrik om te besef dat ons eintlik elke dag hierdie besluit oor en oor neem. Al is dit gewoonlik onbewustelik. Want elke ding waarvoor jy ja sê en waar jy dan jou tyd aan spandeer, is per implikasie 'n nee vir iets anders. Want daar's net soveel tyd in een dag. En so word elke besluit wat jy maak 'n fokus. Elke fokus word 'n rigting. En die rigtings word uiteindelik ons bestemmings. Die keuses wat ons elke dag maak, lei ons in die rigting van 'n toekomstige bestemming. So die vraag vanaand is nie, wanneer gaan ons begin om in ons toekomstige self te belê nie? Want ons doen dit reeds, elke dag, vir die goed of vir die sleg, of ons dit besef of nie. Die vraag is baie eerder, waarin kan jy vandag belê, wat jou lei na die bestemming van 'n goeie, gesonde en gelukkige lewe? In 1938 het Harvard Universiteit 'n studie begin wat bekend staan as die Harvard Study of Adult Development. En vandag, 88 jaar later, duur hierdie studie steeds. Dis die langste studie wat nog ooit oor menslike lewe en menslike welstand gedoen is. Oor meer as 8 dekades heen het navorsers honderde mense se lewens gevolg. Die studie het begin by 724 mans, almal in hulle 20's. Sommige studente aan die Harvard Universiteit en sommige van hulle uit die heel armste dele van Boston, waar daar soms nie eers lopende water was nie, 'n uiteenlopende groep mense. En vir die volledige duur van hierdie mense se lewens en nou hulle kinders se lewens, volg hierdie studie hulle suksesse, hulle mislukkings, hulle hoogtepunte, hulle laagtepunte, hulle seer, hulle vreugdes, hulle gesondheid, hulle werk, hulle keuses, hulle geluk. Elke 2 jaar het hierdie mense verskeie mediese toetse, breinskandering selfs ondergaan. Daar's met hulle onderhoude gevoer. Hulle interaksie met mense is gemonitor. Gesprekke is waargeneem. En so meer het hierdie studie gelei. En die doel hiervan was die vraag, maar wat maak dat mense 'n goeie lewe leef? Nie net vir 'n rukkie omstandigheidsgebonde nie, maar vir 'n leeftyd 'n goeie, gesonde, gelukkige lewe. Wat hierdie studie so besonders maak, is dat dit nie gekyk het na wat mense sê vir hulle belangrik is nie. Want almal van hulle is aan die begin van hierdie studie in hulle 20's die vraag gevra, wat dink hulle gaan vir hulle 'n goeie lewe gee? Die antwoorde, rykdom, roem, sukses, noem dit. Maar hierdie studie het nie jong mensdrome as fokus gehad nie, maar wel ouer mense se lewensverhale.
deurleefde en beproefde ervaring van dit wat regtig 'n verskil maak oor tyd, oor 'n leeftyd. Daardie selfde roemsoekers is later in hulle lewe gevra, wat is dit wat julle gedra het toe dinge swaar geraak het? Wat het gebly toe al die ander dinge weggeval het? En na dekades se data en stories en waarneming kom die navorsers by 'n gevolgtrekking wat verrassend eenvoudig was. En hulle bevindinge het eintlik direk geantwoord op die vraag waarmee ons vanaand begin het. As jy vandag moes belê in jou toekomstige, gesondste, gelukkigste self, waarin sou jy belê? En dis presies hier waar 'n moderne studie oor menslike lewe en welstand en 'n antieke antwoord van Jesus mekaar ontmoet. 2000 jaar gelede deel Jesus reeds die sleutel tot 'n goeie lewe. Deel hy reeds presies wat 'n Harvard-studie 2000 jaar later na byna 'n eeu se navorsing bevind. Die laaste week van Jesus se lewe op aarde. Die stad is vol soos almal van heinde en ver vir die komende viering van die Paasfees kom. En die spanning hang swaar in die lug. Want net 'n dag of 2 van tevore kom Jesus uitdagend teenoor die regering Jerusalem op 'n donkie binne. Hy gaan tempel toe en hy gaan huis toe. En die volgende dag weer terug na die tempel waar hy tafels omgooi en verkopers uitjaag. En ek kan net dink, mense fluister. Hulle wonder, hulle vermoed, die godsdienstige leiers hou hom fyn dop en luister krities na alles wat hy sê, vir enige woord of enige antwoord wat teen hom gebruik kan word. En so, net die volgende dag kom mense een na die ander na hom toe. Nie met oop en ontvanklike harte wat wil leer nie, maar hulle kom met die doel om hom vas te trek, met die doel om hom uit te daag. Hulle vra vrae oor belasting, oor die opstanding, oor sy gesag, en hulle probeer hom vang in teenstrydighede. En dan kom daar iemand anders nader, nie om 'n lokval te stel nie, nie om uit te daag nie, maar met 'n eerlike vraag. Hierdie man is 'n skrifgeleerde, so hy ken die gebooie, maar as hy hoor met hoeveel wysheid en integriteit Jesus al die ander vrae beantwoord, dan vra hy, wat is die heel grootste gebod? Dis 'n teologiese vraag, maar ook 'n lewensvraag. Van al die dinge waarop jy jou lewe kan bou, watter een is die grootste, die belangrikste? Die skare raak stil, en Jesus antwoord met woorde wat elke Jood van kleins af leer. Die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. En dan sonder 'n stop of 'n onderbreking voeg Jesus onmiddellik by, en die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. En so sê Jesus, hierdie is die kern. Hierop rus alles. Hier is rigting vir die lewe self. Hier's 'n waarheid wat jou kan dra oor 'n leeftyd. Niks is groter of belangriker as die twee nie. En sien dit raak, Jesus sê nie hier, wees perfek, weet alles, moet nooit vra nie en glo net nie. Nee, hy sê, wees lief. Staan in verhouding, diep, betekenisvolle, gesonde verhouding. Met God, met mekaar en met jouself. En hierdie groot gebod van Jesus is die goue lyn, die onderliggende boodskap wat reg deur die Bybelse verhaal loop. Ons sien in Genesis reeds, God skep ons om ons lief te hê. God skep ons om in verhouding met ons te staan en ons met hom. Maar dan sien God, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie.
Die mens het nodig om ander mense lief te hê, om met ander mense in verhouding te staan. En God skep. En wanneer verhouding en liefde soos God dit bedoel het, heers, is daar heelheid, daar is harmonie, daar is oorvloed, daar is die goeie lewe. God het ons geskep om ons lief te hê, en om te leer om God en ander lief te hê en in verhouding te staan, is ons as mense se hoogste doel, ons grootste strewe, ons konstante fokus. Hoe meer ons leer lief hê, hoe meer ons leer om in diep, betekenisvolle, gesonde verhoudings te staan, hoe meer is ons disippels van Jesus. Hoe meer kan ons word soos hy wil hê ons moet wees. Hoe meer kan ons doel hier op aarde bereik en die goeie lewe leef en beleef. En dis wat Jesus sê in hierdie groot gebod. Hy sê die wet, die profete, die Bybel hang aan hierdie 2 gebooie. En die beeld wat hier gebruik word is van 'n deur wat aan 'n skarnier hang. Alles wat God van mense vra, draai hierom, hang hiervan af. Want daar waar liefde en verhouding afwesig is, daar word die wet verdraai, word God se bedoeling gedwarsboom, God se wil versteek. Maar waar liefde en verhouding heers, is alles soos God dit bedoel het van die heel begin af en weer in Jesus. God word vereer en mense floreer. En ons hoor, wees vir God lief met jou hele hart, met ander woorde, met die sentrum van jou wil. Wees vir hom lief met jou hele siel, met die sentrum van jou lewe, van jou wese. Wees vir God lief met jou hele verstand, met die sentrum van jou denke, jou begrip, jou oordeel. En wees vir God lief met al jou krag, met die sentrum van jou energie, jou vermoë, jou kapasiteit. Wees vir God lief met jou hele self, met alles in jou, en laat hierdie liefde jou rig. Want liefde vir God is nie net 'n gevoel nie, dis 'n lewensoriëntasie. Dit bepaal jou menswees en dit vloei deur na elke deel van jou lewe, ook jou verhoudings met ander. En daarom sien ons die 2de gebod wat hiermee gelyk staan. Die woord wat hier gebruik word sê vir ons, hierdie 2 is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Jy kan nie sê dat jy vir God lief is en nie verander nie. Dis onlosmaaklik verbind. Die een vloei uit die ander, die een is die bewys van die ander. En daarom sê Jesus, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En dis hier waar die groot gebod ons aandag op die hemel fokus by God en ons liefde vir hom, maar waar dit ook grondvat in ons alledaagse lewe, in ons huise, in ons huwelike, in ons kerk, in ons werksplekke, in ons gemeenskappe, enige plek waar jy leef en bestaan. En dis waar die Harvard-studie ook sy aandag rig, op hoe mense geleef het, op patrone en ritmes en gewoontes wat in mense se lewe herhaal het en wat hulle lewe omvat het. En konsekwent wys die studie en die woord van God albei in dieselfde rigting. Die studie bevestig presies dit wat God vir ons sê. Die kwaliteit van jou lewe word uiteindelik gevorm deur die verhoudings waarin jy staan en die verhoudings waarna jy jou liefde en jou aandag en jou fokus rig. Jesus noem dit die groot gebod wat alles omvat, wat mense lei na waar God wil hê ons moet wees. En die studie noem dit die pad na die goeie lewe. Goeie verhoudings is die belegging wat jy nou kan maak om 'n gelukkige, gesonder, toekomstige self te hê. En dit is vir my so interessant dat hierdie studie bevind dat die kwaliteit van jou verhoudings in jou middeljare
'n sterker voorspeller van jou gesondheid en van jou welstand op die ouderdom van 80 is, sterker as sekere biologiese risikofaktore, soos jou cholesterolvlakke in jou 50s. Verhoudings waar mense in hulle 50s geborge, veilig, geliefd, tevrede, ondersteun en verbind gevoel het die gevolg gehad dat daardie selfde mense in hulle 80s gesonder, meer energiek, neurologies meer veerkragtig was en minder kroniese siektes gehad het as ander, selfs nadat tipiese mediese risikofaktore in ag geneem is. Nou dit beteken natuurlik nie dat ons glad nie moet omgee oor ons cholesterolvlakke of oor wat ons inneem en hoe ons fisies na ons liggame omsien nie, glad nie. Maar dit beklemtoon wel hoe uiters belangrik goeie, gesonde verhoudings, liefde in ons lewens is. En net soveel as wat dit goed is. Net so sleg kan slegte verhoudings ook vir jou funksionering en vir jou gesondheid en vir jou geluk wees. Verhoudings met voortdurende onsekerheid, spanning, konstante konflik, raak jou menswees. En daarom volg daar hier na hierdie inleidende preek van vandag 'n reeks waar ons almal saam tydens die aanddienste dieper delf in verhoudings. Waar ons verder nadink oor verhoudings in ons lewens en waar ons praktiese hulpmiddels ontvang wat ons in ons verhoudings kan gaan toepas. Daar gaan 'n sterk fokus op die huwelik wees, maar ook op verhoudings in die algemeen. Enige iemand gaan hierby kan baat. Want die doel van hierdie reeks is om ons en die verhoudings waarin ons staan te vorm, te laat groei en om ons in staat te stel om die oorvloed wat God bedoel het in elke deel van ons verhoudings te ervaar. My gebed is dat hierdie reeks jou sal begelei tot dieper verhouding, dieper liefde in jou verhouding met God, met ander en met jouself. En my gebed vir jou is dat jy dit sal sien as 'n belegging in jou toekomstige, gelukkige en gesonde self. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, U wat ons geskep het om vir ons lief te wees en om in verhouding met ons te staan. Ons nader tot U. Ons nader tot U met 'n verskeidenheid van emosies en van belewennisse as dit kom by die verhoudings in ons lewens. Sommige daarvan maak ons gelukkig, gee ons energie, laat ons floreer en groei. En ander daarvan bekommer ons dalk. Die spanning put ons uit en soms voel ons of ons voor 'n muur te staan gekom het. Maar tog wil ons vir U dankie sê dat U vir ons verhoudings gegee het. Dat U ons gemaak het om in verhouding te staan, om lief te hê en om liefgehê te word. En ons bring aan die begin van hierdie reeks ons verhoudings in elke vorm en aard en dimensie daarvan na U toe. En ons kom met ontvanklike harte en 'n leerbare gees na U toe in hierdie reeks. Wees U die een wat deur hierdie reeks met ons praat, wat ons en ons verhoudings vorm, wat ons rig, wat ons lei na verhoudings van heelheid, van luister, van liefde, van behoort, wat ons lei na verhoudings soos U dit bedoel het. Wees met ons en help dat hierdie reeks ons lei na 'n dieper verhouding met U, met ander en met onsself. Want ons bely saam met U dat dit ons grootste strewe moet wees, dat dit alles in ons lewe moet rig. Want so bring ons eer aan U en so begin ons al meer as mense floreer. Ons bid, lei ons op die pad na 'n goeie, gesonde, gelukkige lewe, ook en veral deur ons verhoudings, soos U dit van die heel begin af bedoel het. Amen.